Goeiedag, ek is Gerard van Niekerk, ek saam met jou op reis met die Bybel in 1 jaar span. Vandag het ons die voorreg om 'n baie mooi hoofstuk te lees, Numeri 6. En dit handel oor die Nasireër gelofte waardeur iemand hom of haar vir 'n bepaalde tyd aan die Here toegewy het, deur onder andere geen wyn te drink nie, nie hulle hare te sny nie en kontak met dooies te vermy. Wat natuurlik alles dui op ook afgodspraktyke wat in daai tyd was, dat daar heeltemal 'n verskil is tussen die praktyke van die ander volke en die Nasireër. Die hoofstuk eindig dan ook met die priesterlike seën wat God aan Aaron en sy seun gegee het om oor die volk uit te spreek. Ons sien hier dat God verlang 'n volk wat aan hom toegewy is en wat leef onder sy seën, guns en vrede in sy teenwoordigheid. En vir my die sleutelvers in die deel is Numeri 6 vers 24 tot 26. Daar waar die Here sê, so moet hulle die naam van die kinders van die Here so moet hulle my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën, vers 27, en dan natuurlik die priesterlike seën. Nou enkele gedagtes aangaande hierdie teksgedeelte. God verlang volkome toewyding. 'n Nasireër gelofte was 'n vrywillige daad van afsondering en oorgawe aan God. En dis van toepassing ook op ons. Romeine 12 vers 1 tot 2 sê, waar daar geskryf is, en nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God, gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. God roep ons om nie halfhartig te leef nie, maar om ons lewens volkome aan hom toe te wy. Ek sien ook iets in hierdie deel dat heiligheid vereis afsondering. 'n Nasireër moes sekere dinge vermy om sy toewyding sigbaar te maak en dat daar 'n duidelike onderskeid is tussen die ongelowiges en natuurlik 'n gelowige wat homself as 'n Nasireër aan die Here toegewy het. En dit laat my dink aan Efesiërs 5 vers 8 tot 11 wat van toepassing is op ons. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed, reg en waar is. Vra voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. En natuurlik Jakobus 1 vers 27 wat bevestig, egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Gelowiges leef in die wêreld, maar behoort nie deur die wêreld gevorm te word nie, omdat ons afgesonder is vir God. Ek sien ook in hierdie deel dat God is die bron van ware seën. Die priesterlike seën beklemtoon dat beskerming, genade en vrede van die Here kom en van sy teenwoordigheid afkom, leef in sy teenwoordigheid. Laat my dink aan Jakobus 1 vers 17 wat sê elke goeie gawe en volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Alles wat goed is, kom van hom af. Ware voorspoed lê nie in aardse besittings nie, maar in God se teenwoordigheid en guns. Maar ek sien ook God wil sy vrede aan ons as sy kinders gee. Want die seën eindig met die woorde in Numeri 6:26, die Here sal oor jou vrede gee. Dit laat my dink aan Filippense 4 vers 7, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. God se vrede is die resultaat van 'n verhouding met hom. En dan ons God, die heilige God, die skepper God van hierdie heelal, plaas sy naam op sy volk. Israel wat God se verbondsvolk is, dra sy naam. Wow. En dieselfde vir ons as in gelowiges in Jesus Christus. Dink aan 2 Korintiërs 6 vers 18. Waar God vir ons telke maal of weer eens sê, ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees, sê die Here die Almagtige. En ons kan uitsien na Openbaring 22:4 wat ons sal sy aangesig sien en sy naam sal op ons voorhoofde wees. Ons as gelowiges behoort God te verteenwoordig in hierdie wêreld. Hierdie deel wys ook vir my vooruit na Jesus Christus. Jesus is die volmaakte toegewyde, wat sy lewe afgelê het en as volmaakte offer vir ons neergelê het, sodat ons gered kan word en ons verhouding met God die Vader geherstel kan word in en deur Jesus Christus, ons koning en ons redder. Maar Jesus is ook die hoëpriester wat ons seën.
Efesiërs 1:3. Christus is natuurlik die ewige hoëpriester. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Deur Jesus Christus, ons ewige hoëpriester. Jesus bring natuurlik ook vir ons die ware vrede. Efesiërs 2:14. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, Jode en nie Jode, een gemaak het, deur sy liggaam te gee, dat die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur gestaan het. En God se aangesig skyn ook oor ons deur Jesus Christus. In Jesus sien ons die volle openbaring van God se genade. Hebreërs 1:3. Samevatting vir my van Numeri 6. Kom ons dink daaroor vandag. Numeri 6 leer ons dat God ons roep tot heilige toewyding en dat hy ons wil seën met sy teenwoordigheid, genade en vrede. Die Nasireer gelofte en die priesterlike seën wys vooruit na Jesus Christus wat sou kom en die volmaakte toegewyde en ewige hoëpriester is, deur wie ons God se volle seën en ware vrede ontvang. Ek wil jou vandag seën met Numeri 6 vers 24 tot 26. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Mag jy vandag in hierdie seën die diepste vervulling in Jesus Christus vind, deur wie ons God se genade, beskerming en vrede ontvang. Groete en seënwense vir jou.